skriflesing is uit Romeine 7, vanaf vers 15 tot 25. Romeine 7, vers 15 tot 25. En hier skryf Paulus, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. As ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek saam met die wet dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie. Maar die sonde wat in my woon, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde, wat in my lede is. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. Kom ons begin deur hierdie deel net eers binne die konteks van die Romeine brief te plaas, en dit binne die konteks van een vers, dit te verbind aan een vers, en dit is wat Paulus in Romeine 6 vers 6 geskryf het, naamlik waar hy gesê het, ons weet tog dat ons ou mens saam met hom gekruisig is. Dit wil sê, ons het saam met Christus aan die kruis gesterf, sodat die sondige bestaan beëindig kon word, en ons nie meer slawe van die sonde sou wees nie. Ons weet tog dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat die sondige bestaan beëindig kon word, en ons nie meer slawe van die sonde sou wees nie. In kort kom dit daarop neer, dat die gelowige nou vry is van die heerskappy van die sonde. Die sonde is nie meer ons heerser nie, want ons is in Christus. Christus wat in ons plek gesterf het, om vir die sonde te betaal. En tog, as ons nou na Romeine 7 kyk, met die eerste opslag in hierdie besondere tekstdeel, is daar 3 uitsprake wat eintlik teenstrydig is. Klink of dit teenstrydig is met wat hy in Romeine 6 gesê het. As ons na vers 15 kyk, want wat ek doen, verstaan ek nie, want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. Dis die eerste stelling. Vergelyk dit met Romeine 6 vers 6, sodat die sondige bestaan beëindig kon word. Hoe ry dit? Vers 18, want ek weet dat in my, dit wil sê my vlees, niks goeds woon nie. Want die wil is by my aanwesig, maar om die goeie te doen, dit vind ek nie. Weerens, hoe ry dit met Romeine 6 vers 6, sodat die sondige bestaan beëindig kon word, en ons nie meer slawe van die sonde sou wees nie. Die derde ene in vers 24, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Weerens, hoe kan ons dit verstaan as hy in Romeine 6 vers 6 gesê het, sodat die sondige bestaan beëindig kon word, en ons nie meer slawe van die sonde sou wees nie. Daarom moet ons baie goed luister na wat Paulus in hierdie deel sê. As Romeine 6 sê dat ons nie meer slawe van die sonde is nie, waarom klink hierdie 3 verse in Romeine 7 dan asof Paulus wel vasgevang is in die sonde? Hoe ry dit? Hoe kan ons dit verstaan? En daarom is dit so belangrik dat ons moet verstaan dat wat in hierdie hoofstuk 7, hierdie kosbare hoofstuk 7 beskryf word,
is nie die stem van 'n ongelowige wat vrede met die sonde gemaak het nie. Met ander woorde, 'n ongelowige wat maar die sonde akkommodeer nie. Dit is nie die stem van 'n ongelowige nie. Verstaan julle wat ek sê? Dit is nie die stem van 'n ongelowige nie. Wat is dit dan? Dit is die versigtiging van 'n gelowige wat teen die sonde stry. Die versigtiging van 'n gelowige wat teen die sonde stry. Ons het reeds al in vorige boodskappe verwys na die feit dat daar in die kerk twee interpretasies is. Mense wat sê, nee, dis 'n ongelowige of Paulus voor sy bekering, en dan die kerk waarvan ons deel is wat glo dat dit Paulus is as gelowige wat in stryd is met die sonde. So wat is dan die waarheid hierson? In die eerste plek moet ons verstaan wat ek reeds gesê het, en ek herhaal dit. Dit is die versigtiging van 'n gelowige wat teen die sonde stry. Romeine 6 en Romeine 7 is nie 'n weerspreking van mekaar nie. Hulle is aanvullend tot mekaar. Romeine 6 sê, die sonde is nie meer jou heerser nie. Romeine 7 sê, maar die sonde is nog nie finaal verwyder nie. En dit, die teenwoordigheid van die sonde, bly die werklikheid van die gelowige se bestaan tot aan die einde van sy lewe. So hy gaan 'n stryd hê teen die sonde tot en met die oomblik van sy sterwe. En hoe meer hy groei in heiligheid, in heiligmaking, hoe groter gaan die stryd wees. En hoe meer gaan hy bewus wees, intens bewus wees van sy sonde. So 'n ware gelowige kan nie maar net in die sonde aangaan en niks daaroor voel nie. Hy is juis raak meer en meer sensitief vir die sonde as gevolg van die werking van God se woord, die Bybel, en die werking van die Heilige Gees. Nou wat ons hieruit kan moet af, daar is dus geen sondelose mense hier op aarde nie. Daar is nie so iemand nie. Daar is geen sondelose mense hier op aarde nie. Selfs die geredde gelowige het 'n stryd teen die sonde, solank as wat hy nog hier op aarde is, in die vlees is, in die lewe is. Die groot verskil is dat die gelowige sy sonde anders beleef as die ongelowige. Hy voel met ander woorde anders daaroor as die ongelowige en hy hanteer dit ook anders. En dit is wat Paulus hier vir ons gaan demonstreer. So hierdie is dus so 'n bevrydende hoofstuk vir elke gelowige om dit te verstaan. Daarom is dit dan ook belangrik dat ons moet verstaan wie nie hier in Romeine 7 beskryf word nie. Na wie verwys Paulus nie hier in hierdie deel nie. In die eerste plek, hy beskryf nie 'n ongelowige wat vrede met die sonde gemaak het nie. Hy beskryf nie 'n ongelowige wat vrede met die sonde gemaak het nie. Hy beskryf nie 'n mens wat nog onder die heerskappy van die sonde staan nie. En dan word hy aanvaar dit net en hy gaan maar net aan. Hy beskryf nie 'n gelowige wat sy sonde wil regverdig of verskoon nie. Wat allerhande verskonings maak daarvoor. En hy beskryf ook nie 'n gelowige wat nie verlang na heiligheid, wat 'n heilige strewe het om heilig te lewe nie. Dit is nie wat hy dit. Hierdie is nie die mense wat hy beskryf het. En sy woorde illustreer dit so duidelik, wat ek wil as gelowige. Ek wil teen die sonde staan. Dit doen ek nie. Maar wat ek haat, die sonde, dit doen ek. Soos dit in vers 15 staan. In vers 18, die wil is by my aanwesig. Die wil om goed te doen is by my aanwesig. Maar om goed te doen, dit vind ek nie. Ek doen, met andere as ek my kon kry, dan doen ek die sonde.
Weer eens, dit is nie die taal van iemand wat in vrede met die sonde lewe nie. Dit is die taal van iemand wat die sonde haat en daarteen stry. Hy ontken dit nie, hy erken dit en hy sê ek lewe in 'n stryd daarmee. En onthou wat Romeine 6 vers 14 gesê het, want, ook in aansluiting by Romeine 6 vers 6, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Met ander woorde, die heersende faktor in julle lewe is nie meer die wet nie. Deur julle redding in Christus, sy bloed wat vir julle gevloei het, is julle bevry van die wet. Die wet is bedek deur die bloed van Jesus. Nou staan julle vry van die wet. Dus, die sonde is nog in ons lewens teenwoordig, maar dit heers nie meer oor ons nie. Dis nie asof ons nie anders kan doen as om goed te doen nie. Al is dit 'n stryd, dit bly 'n stryd. Dit sal altyd 'n stryd wees, maar die wil is voor hier en daar, en vir die eerste keer nou na redding is ons in staat om die sonde te oorwin. Want dit wat Christus gedoen het, om te sterf vir die sonde, op te staan uit die dood te oorwin, is ook vir ons moontlik om die sonde te oorwin. Dit is nou vir ons moontlik. Voor redding was dit nie moontlik om die sonde te oorwin nie, maar na redding is dit moontlik. En daarom vind ons die versekering dat dit moontlik is om die sonde te oorwin. Nou hierdie stryd met die sonde wat hier beskryf word, is dus nie 'n bewys dat die gelowige, of dat die persoon nie gered is nie, maar dit beskryf die werklikheid van die stryd van die gelowige wat nog in hierdie lewe is, en hierdie vrees is hier op aarde, dat hierdie stryd gaan wees, maar in Christus is hy in staat om die sonde te oorwin. So hy is met ander woorde nie voortdurend, soos die ongelowige, uitgelewer aan die sonde nie. Hy is in staat op grond van Christus se opstanding uit die dood oorwin het, die sonde met ander woorde oorwin het, kan die gelowige oorwinning hê oor die sonde. En dan wat ons dus hier in Romeine 7 kry, is dat Paulus beskryf vir ons die versigtiging, daardie hartsroep van die gelowige om Here, help my. Help my om die sonde te oorwin. En hy beskryf dit aan die hand van 3 versigtinge wat ons in hierdie stuk kry. Hy wil graag nie sondig nie, en daarom stry hy teen die sonde, maar hy vind dat hy soms hierin val, maar dit is nie 'n aanhoudende volharding in die sonde nie, maar 'n somtydse slug voor die sonde. En daarom dan het hy hierdie versigtinge. Nou kom ons kyk na hierdie 3 versigtinge. Eerste een in vers 15. Eerste versigtiging in vers 15. Want wat ek doen, verstaan ek nie. Verstaan julle dit? Hy sê vir homself, maar ook dalk vir broers en susters in Christus, bely hy teen hulle. Want wat ek doen, ek verstaan dit nie. Want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek haat doen ek. Ek het hierdie stryd in my. En hierdie eerste versigtiging is dus terselfdertyd 'n pynlike ontdekking. Hy wil God gehoorsaam, maar ontdek dat hy in sy menslikheid, in sy vleeslikheid, God soms faal en bedroef. Hy bedroef sy Vader. Hy bedroef sy Vader wanneer hy sondig. En hy probeer dit nie verskoon nie. Hy sê nie, ek kan dit nie help nie. Hy sê so duidelik, wat ek wil, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Let op daardie woordjie wil. Hy wil die goeie doen, hy wil God gehoorsaam, hy wil volgens God se wil leef, hy wil die woord gehoorsaam, hy wil die Gees, die Heilige Gees gehoorsaam, maar dan kom daar die pynlike weerspreking, maar wat ek haat, daardie sonde wat ek haat, omdat God dit haat, dit doen ek. Hy is teleurgesteld, hy is bedroef in homself. Hoe op aarde kan ek dit doen? Hoe
kan ek willens en wetens sondig en aangaan asof dit my nie pla nie? Nee, ek doen dit omdat dit die swakheid van my vlees nog is waarin ek lewe, wat soms die oorhand kry, maar wanneer dit gebeur, is ek waarlik bedroef. Ek treur daaroor, ek ween daaroor, ek is in smarte daaroor. Hy haat dus die sonde, dit moet ons verstaan. En wanneer ons al sy skrywers kyk, dan weet ons dit. Paulus haat dus die sonde soos wat elke gelowige dit hoort te haat, want sy verhouding met sonde het verander. Hy is nie meer die slaaf van die sonde nie. Hy is nie meer onder die wet nie. En hy is nou die slaaf van Christus, soos Romeine 6 dit gestel het. Die volgende is dus waar van gelowiges. Hy is in staat om nog te sondig. Maar hy kan nooit vrede met die sonde maak nie. Omdat hy die woord as hy gids het, omdat die Heilige Gees, as hy ware gelowige is, om voortdurend daaraan sal herinner, en hy dus deeglik bewus sal wees van sy sonde. Hy kan nie met die vrede, hy kan nie met die sonde saamleef nie. Hy kan nie vrede daarmee maak nie. En, belangrik, hy besit nou na redding vir die eerste keer die vermoë om die sonde teen te staan. En hy weet het. Want die woord herinner hom daaraan, die Gees herinner hom daaraan. En daarom is dan vir hom 'n pyn wanneer hy val, wanneer hy sy Vader bedroef. En hy besef, hy kan val, hy kan struikel, maar dit bring daai versigtiging. Here, ek haat wat ek gedoen het, vergewe my. Ek haat dit, vergewe my. En dit is juist hier waar Paulus se pyn lê. Hy doen dit wat hy haat. Daar is dus 'n werklike konflik in die ware gelowige. Hy het nie twee persoonlikhede, maar omdat daar in hom nuwe lewe in Christus is. Hy is 'n nuwe mens in Christus. Maar tog het hy nog in beperkte mate die oordrywende sonde nog in sy vlees. Die sonde is nie sy heerser nie, maar die sonde is nog 'n werklikheid waarmee hy soms moet stry. Maar ook waartoe hy 'n definitiewe standpunt behoort te hê. Paulus kyk hier na homself en hy ontdek dat die probleem van sonde is nie daar buite nie, dit is nie sonde wat daar ver is nie. Dit is die sonde hier binne. Dis die sonde hier binne. Dis wat Jesus in Markus 7 vers 21 ons gesê het, want van binne uit die hart van die mens kom die sonde. Van binne uit die hart van die mens kom die sonde. En daarom is Paulus se eerste versigtiging: Here, ek wil U gehoorsaam, maar ek val nog in my menslikheid, in my vleeslikheid, deur die liggaam waarin ek nog vasgekluister is tot en met my dood. Ek sê weer, dit is nie die versigtiging van iemand wat Christus verwerp nie. Dit is die versigtiging van iemand wat Christus liefhet en na heiligheid verlang en die sonde wil oorwin. Dit is dus Paulus se eerste versigtiging. Die tweede versigtiging in verse 16 tot 20. En hier verduidelik hy waarom hierdie stryd bestaan. Hoekom is daar so 'n stryd? Hy sê in vers 16, en as ek doen wat ek nie wil nie, stem ek toe of stem ek saam dat die wet goed is. Wanneer ek doen wat ek nie wil, die feit dat daar die aanwesigheid in my gedagtes is, my verstand is en my verstaan is, jy sondig nou. Die feit dat hy dit as sonde kan definieer, help hom dan om te verstaan dat die wet goed is. Dis God se wet. God het dit gegee vir die mens om te sê, hier is riglyne vir die lewe. En dit is goed. Maar hy besef dan dat hy teenoor daardie goedheid van die wet, dat hy daarteenoor val. So die probleem is nie God se wet nie.
Die probleem is die sonde wat nog in hom teenwoordig is. In die mate wat hy nie teen die sonde stry nie, in die mate wat hy homself aan die sonde oorgee. En onthou wat hy hier in Romeine 7 tot en met vers 13 verduidelik het, die wet maak die sonde bekend, dit openbaar die sonde. Die wet wys vir die mens wat God wil hê. Maar die wet kan nie van die sonde verlos nie. Die wet kan nie van die sonde verlos nie. Die wet wys net vir jou, jou gesig is vuil, hy kan nie jou gesig skoonmaak nie. As jy in die spieël kyk van die wet, as jy in die spieël van die wet kyk, sien jy, maar jou gesig is vuil. Maar die wet kan nie jou gesig skoonmaak nie. Alleenlik Christus kan dit. Christus wat gestuur is om die wet in sy volheid te vervul. Dit is waarom Jesus gesê, ek het gekom om die wet te vervul, sodat hy as die enigste mens wat ooit gelewe het, nog lewe en sal lewe, sondeloos is. En daarom kon hy aan die kruis sterf, omdat hy geen greintjie sonde in hom gehad het nie. Hy kan ons red. Hy het die wet vervul. Die wet maak ons nie skoon nie. Die wet sê net, jou gesig is vuil. Jesus red ons van die wet en van die sonde. Maar Paulus weet dat God se wet goed is en hy stem daarmee saam en hy wil dit doen. Want dit is nog steeds die riglyn vir die lewe, maar die wet is nie die riglyn vir die lewe vir die gelowige nie. Die wet is die riglyn vir die gelowige in die mate wat dit is wat God vir hom begeer, wat God hom sê, dit is my wil vir jou lewe. Dan is dit nie meer die wet nie, maar dit is die Vader se wens. Die Vader wil hê, lewe so. Vir die ongelowige is dit die wet wat hy moet verstaan en wat hy moet konfronteer voordat daar enigstens omredding kan wees. En hy kan nie die wet gehoorsaam nie. Waar is die antwoord? In Christus alleen. En wanneer Christus jou gered het, het Christus namens jou die wet aan die wet voldoen. En as jy dus nou vry van die wet, maar nou is jy onderhewig aan die wet, aan die versoeke, die riglyne, die voorskrifte, as jy wil, van die Vader wat sê, lewe nou so. En jy doen dit omdat jy gered is, nie so dat jy gered kan word nie. En dat is die verskil, ons moet dit voortdurend onthou. Maar nou moet ons ook baie goed verstaan. Paulus sê nie hier, ek is nie verantwoordelik wanneer ek sondig nie. Dis nie, ek is nie verantwoordelik daarvoor nie. Dis nie my liggaam en ek is dan hier nie. Hy besef, hy sy liggaam is nog een in hierdie wêreld. Wat het hy gesê? Ek haat die sonde en ek doen dit. Hy probeer dus nie sy verantwoordelikheid ontduik nie. Hy erken dit. Hy identifiseer die bron van die konflik. En dit is die sonde wat nog in hom woon, in die liggaam. En hy erken dit openlik en eerlik. En hy bely dit. En hy werk daarmee. So daar is in Paulus 'n nuwe lewe in Christus. Maar daar is ook nog die oorblywende sonde. Maar die sonde is nie sy heersing nie. Maar die sonde is 'n werklikheid waarmee hy te doen het. Soos wat dit die werklikheid in elke gelowige is. En dit, geliefdes, beskryf dan juist die spanning wat daar in heiligmaking is. In die mate wat die gelowige teen die sonde stry. Hy identifiseer dit, hy herken dit, hy staan daarteen, hy veg daarteen. Dit is in daardie mate wat heiligmaking plaasvind. Dit is die mate waarin heiligmaking plaasvind. Die mate waarin die gelowige teen die sonde staan, teen die sonde stry en die sonde oorwin. Dit is die mate van heiligmaking wat in hom plaasvind. Wat is die hart, wat is die kern van hierdie tweede versigtiging? Kyk na vers 18. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees niks goeds wil nie. My vlees, niks goeds wil nie. En die wil is by my aanwesig, in my gees. Maar om die goeie te doen, dit vind ek nie.
Kyk nou na die woord wil. Paulus wil. Hy sê dit is sy wil. Hy wil die goeie doen. Hy wil God gehoorsaam, hy wil heilig leef. Maar dan sê hy, maar om die goeie te doen, dit vind ek nie. Die begeerte is daar, maar die uitvoering skiet tekort. Nou, hy weet wat hy behoort te doen. Hy wil dit doen, hy bid daarvoor. En tog ontdek hy dat hy nie altyd doen wat hy wil nie. En dan vra hy die vraag, Here, waarom doen ek dit? Here, waarom doen ek dit? En dit geliefdes is die werklikheid van die ware gelowige. Hoe nader hy aan God kom, hoe meer bewus word hy van die sonde wat nog in hom is. Maar dan ons onthou wat die woord van die Here aanvullend tot Paulus leer. As ons byvoorbeeld kyk na die eerste sendbrief van Johannes, nie die evangelie nie, die sendbrief 1 Johannes 1 vers 8. As ons sê, luister mooi wat hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, as ons sê, ons het nie sonde nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. As ons sê, ons het nie sonde nie, dan mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. Maar dan daar die wonderlike volgende vers, 1 Johannes 1 vers 9, maar as ons sondes bely, hy, God, is getrou, en hy is regverdig, om ons sondes te vergewe. So wat sien ons hier? Die ware gelowige ontken nie sy sonde. Hy maak nie verskoning daarvoor nie. Hy bely dit, want hy behoort aan Christus. En hy weet dat wanneer hy sy sonde bely, dat hy vergifnis sal ontvang, want dit is die genade van ons geloof. Dit is die genade van die sondebelydenis, dat vir ons hier in God se woord opgenoem is, en die boodskap wat oor en oor en oor, is dit die boodskap wat na ons toe. Daar is vergifnis. Daar is vergifnis. Luister weer na Paulus maar. Ek kan dit opsom deur te sê, Here, ek wil die goeie doen. Ek wil U gehoorsaam. Ek wil heilig lewe. Maar ek ontdek dat die sonde nog in my woon. En dat ek soms faal, want die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie altyd nie. En weer eens kan ek sê, dit is presies die pyn van heiligmaking. Want heiligmaking is 'n pynlike proses. Dit is as het ware om jou liggaam af te sterf. Om die sonde wat in jou liggaam nog is, af te sterf. Maar dit is juis waar heiligmaking plaasvind. Die ongelowige sê, ek wil doen wat ek wil. Ek wil doen wat ek wil. Maar die gelowige sê, ek wil doen wat God wil. En dis op die verskil. Die ongelowige, ek wil doen wat ek wil. Maar die gelowige sê, ek wil doen wat God wil. En dit bly sy versigtiging dwars deur die lewe. Dwars deur die lewe is dit sy versigtiging. En dit word 'n groter versigtiging elke dag van sy lewe. Die derde versigtiging in Romeine 7 vers 21 tot 25. Ons het nou 2 keer gesien die pynlike werklikheid van die stryd en die sonde, dat hy wil, maar die sonde is daar. Maar nou gaan hy bietjie dieper nog. Hy gaan nog dieper in sy siel in sy gees in. En hy ontdek dan dat dit nie maar net 'n enkele mislukking is nie, dit is 'n eenmalige ding, dis 'n voortdurende stryd. Maar hy sê in vers 21, ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. En die manier waarop hy dit stel, is dat dit is altyd daar. Die sonde is nog daar, en elke keer as jy kom vind, is dit nog steeds daar. Daarom is die lewe van die Christen, die Christelike lewe is nie 'n eenmalige besluit, dat van nou af gaan ek goed wees nie.
Dit is 'n daaglikse stryd teen die sonde. Want dit is wat selfs die apostel Paulus beleef het. En Jesus het gesê, let wel, dit is so belangrik, want daai deel word gewoonlik verswyg. Lukas 9 vers 23. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem. Nie eenmalig gaan verby nie, elke dag opneem en my volg. En daardie elke dag word so maklik verswyg. Elke dag staan dit daar in Lukas 9 vers 23. En dan kom ons by een van die belangrikste uitsprake in Romeine 7 vers 22. En hier verklaar Paulus met baie beslis wat hy is en wie hy is, want ek verlustig my, ek vind vreugde daarin, in die wet van God, na die innerlike mens, want dit is op die ou en dit wat die gelowige onderskei van die ongelowige. Dit is dit wat die verskil maak. Is die Here se wet waarlik vir jou as gelowige? Dit wat jy doen, sodat jy God kan verheerlik, en daarom, omdat jy dit vir jou Vader doen, is dit vir jou dan 'n wonderlike ding waarin jy jouself kan verlustig. Wat 'n groter vreugde is daar in 'n kind se hart as wanneer hy weet hy stel sy Vader tevrede. Sy Vader vind vreugde in hom. Wat 'n groter vreugde is daar. So ek sê weer, Paulus het nie 'n probleem met God se mens nie. Hy verlustig hom daarin. Maar ons moet dit toepas, né? Ons kan sê, ja, ons verlustig ons ook in die wet. Die wet sê, jy mag nie lieg nie. Die gelowige sê, ek wil die waarheid praat. Ek wil die waarheid praat. Die wet sê, jy mag nie steel nie. Die gelowige sê, ek wil eerlik leef. Die wet sê, jy mag nie begeer nie. Die gelowige sê, ek wil tevrede wees met wat God my gee. En so kan ons na die hele wet kyk. Dit is die wil, die begeerte, dit waarin die gelowige hom verlustig, om daardie wet uit te leef, sodat hy sy Vader verheerlik. Die probleem is dus nie die wet van God nie. Die probleem is die sonde wat nog in die mens teenwoordig is. En dan in die volgende vers gebruik Paulus hier 'n baie sterk woord. En hy sê, maar ek sien, dis in vers 23, maar ek sien 'n ander wet in my lede. Ek sien 'n ander wet in my lede. My liggaam, my ledemate. En dis die sterk woord, wat oorlog voer teen die wet van my gees. Van my gemoed. In my liggaam is daar 'n wet wat oorlog maak teen my gees, teen my siel, teen dit wat ek wil. Daardie is 'n baie sterk woord. En dit verwys nie maar net na so 'n soort van 'n klein opstandjie nie, is nie 'n klein ongemaklikheid nie, dis nie 'n irritasiekie nie. Dit is oorlog. Oorlog. Want in Paulus is daar 'n nuwe begeerte om God te behaag, om God tevrede te stel. Maar daar is ook daardie oorblywende sonde wat nog bestaan. En Galasiërs 5 vers 17 beskryf daar dieselfde waarheid, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. Maar daar is oorlog. En dit is belangrik dat ons moet besef, hierdie oorlog, hierdie stryd, is juist dan die teken van ware geloof. Solank as wat daar die stryd daar is, die begeerte om teen die sonde te staan, is daar lewe, ware geestelike lewe in die gelowige. Dit getuig van ware geloof.
En wanneer God iemand lewend gemaak het, wanneer die Heilige Gees van hom besit geneem het, is daar dan weerstand teen die sonde. Dit is juist die bewys daarvan. En daarom is Paulus se probleem nie dat hy die sonde lief het nie, hy haat dit inteendeel. Sy probleem is dat hy dit nog selfs in sy liggaam ondervind. En nou bereik hy dan die hoogtepunt, maar eintlik moet ek sê die dieptepunt. Vers 24 is die dieptepunt, die diepste van die put. Maar is die hoogtepunt van die vers, van die perikoop, van die skrifdeel. Hoekom is dit? Die dieptepunt, hier kom hy by die diepste versitting van die menslike siel. Ek elendige mens. Ek elendige mens. Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Wat is sy vraag? Wie sal my verlos? Wie sal my verlos? Daar is 'n besef by Paulus. Nie, hoe kan ek myself verbeter nie? Watter nuwe reëls of watter wette moet ek probeer nakom nie? Nie, hoeveel harder moet ek probeer nie? Nie een van daardie nie. Maar wie sal my verlos? Hy besef, uit homself kan hy nie uit hierdie stryd verlos word nie. Die wet kan wys wat reg is, maar die wet kan hom nie red nie. Sy eie wil kan hom nie red nie. Sy eie pogings kan hom nie red nie. Hy het 'n verlosser nodig. En dan kom Romeine 4 vers 25. Hierdie juichroep van vers 25. Ek dank God deur Jesus Christus, onze Here. Met ander woorde, deur Jesus Christus word ek verlos. Deur Jesus Christus word ek verlos. Daar is die antwoord. Met ander woorde, hier is baie duidelik die aanduiding. Hy is gered deur Christus. En Christus bly sy redder lewenslang. En ons gaan na Christus elke dag, elke oomblik, want hy is ons verlosser. In elke oomblik van ons lewe is hy ons verlosser. Ook daardie oomblik wanneer ons sonde besef en dit uitroep, dan is Jesus ons verlosser. Nie ek self, omdat ek nou gelowig as myself nou gered moet hou nie. Nee, jy draai onmiddellik na Jesus. Jy draai onmiddellik na God. Vers 25. Ek dank God. Ek sal gered word deur Jesus Christus, my Here. Wie sal my verlos? Jesus Christus sal. Hy kyk nie na homself vir die antwoord nie. Hy kyk na Christus. En dit, geliefdes, is die wonderlike boodskap van Romeine 7. Dit is die wonderlike boodskap van Romeine 7. Paulus het nie gebly by daardie smartroep van hom, o elendige mens wat ek is nie. Nadat hy daardie sonbesef gekry het, hy het nie daar gebly nie. Dit eindig, hy het beweeg vanaf daar, van daai smartroep, na die juichroep. Ek dank God deur Jesus Christus, onze Here. Daardie versigtiging word beantwoord. Daardie nood kry 'n verlosser. Die stryd, daar is hoop in die stryd. En die hoop kry 'n naam, en dit is Jesus Christus. En dit is die werklikheid van elke gelowige. En geliefdes, ons moet baie goed verstaan, hierdie is nie net Paulus se ervaring nie. Dis nie net Paulus se ervaring nie. Dis die werklikheid van elke gelowige wat ernstig is oor heiligmaking. Elke gelowige wat ernstig is oor heiligmaking. Ons behoort aan Christus. Ons is vergewe. Ons is geregverdig. Ons is nie meer onder die heerskappy van die sonde nie, soos hy in hoofstuk 6 gesê het. Maar ons is nog nie volmaak nie.
Ons het nog hierdie vleeslike, sondige liggaam. Ons lewe dus tussen redding en heiligmaking. En verheerliking. Wat ek daarmee bedoel is, as ons kyk na die tydlyn van God se genade in ons lewe, op 'n baie spesifieke dag is ons gered. En nou is ons na redding. En hierdie pad na redding is die pad van heiligmaking. Maar die pad van heiligmaking eindig nie met 'n heiligmaking. Dit eindig by die oomblik van ons sterwe in die verheerliking van ons liggame wat gaan plaasvind. Die verheerliking wat gaan kom. En dit is wat ons in Romeine 8 gaan sien daar, hoe God dit alles presies uitwerk. Daarom moet ons besef, ons is gered. Ons is gelowiges. Ons het die wonderbaarlike genade van God wat ons elke keer by Romeine 7 vers 25 uitbring. Ons redder is Jesus Christus. En ons draai na hom vir ook na die oomblikse redding en ons besef ons het in sonde geval. En ons draai ons na hom en ons bely ons sondes aan hom en ons ontvang vergifnis volgens 1 Johannes 1 vers 9. Ons ontvang vergifnis vir ons sondes en nou gaan ons in heiligmaking voort. Want daardie sondes is ook nou uitgewis. Dit is weer eens daardie sondes wat bely word, die belydenis aanvaar word en die lewe voortgaan in die oorwinning wat daar in Christus is. Dit is die mate wat heiligmaking plaasvind en waarom ons dan as gelowiges kan lewe in heiligmaking. Want die sondes het ons afgelê. Dis in Christus vergewe, ook hierdie daaglikse sondes. Daardie voete was waarna Jesus in Johannes verwys het. Ons het vergifnis en ons kan in vergifnis lewe. Maar ons moet besef, ons lewe in 'n stryd. En ons mag nie maak asof daar nie 'n stryd is nie. Want om die sonde te ontken, gaan nie van die sonde ontslae raak nie. Daarom is daar dae wanneer ons uitroep, Here, hoekom doen ek dit nog? Hoekom sukkel ek nog steeds? Wanneer gaan hierdie stryd verby wees? Maar ons hoef nie moedeloos te word nie. Want ons hoop lê nie in onsself, in ons eie vermoë om onsself te verander nie. Ons hoop is in Jesus Christus, wat ons sondes vergewe het, ons sondes nou nog vergewe en sal aanhou vergewe tot en met die dag van ons verheerliking. Hy het ons gered, hy is besig om ons te heilig en hy sal ons uiteindelik volkome verlos. Volkome verlos. En daarom is dit dan die groot danklied van die gelowiges se lewe, Romeine 7 vers 25, alleenlik in Christus Jesus is daar redding. En dit bring ons dan hier aan die einde van Romeine 7 vers 25, by Romeine 7. Ons het tot by vers 25 gekom, daar is nog een vers oor, maar daardie vers is die oorgang na Romeine 8. En as ons by Romeine 8 kom ons by een van die mees bemoedigende hoofstukke in die hele Bybel. Romeine 8. 'n wonderlik bemoedigende hoofstuk. En dit bevestig vir ons net weer eens dit, die stryd is nie verby nie, maar die uitkoms in Christus is vas, want ons verlosser is Christus Jesus. En daarom dan gaan ons dan volgende keer wanneer ons na hoofstuk 8 toe gaan, juis dan sien hoe verander die versigtinge wat Paulus gehad het. Hoe dit aansluit by Romeine 7 vers 25 en hoe hy nou die wonderbaarlike redding van die gelowige beskryf. Die redding wat daar vir hom is, hoe dit prakties uitwerk deur die uitstorting en die werking van die Heilige Gees, al oor die wonderlike genadegawes wat die Here op die gelowiges uitstort, sodat ons dan aan die einde van Romeine 8 kan kom en sê, en nou werk alles ten goeie saam. Ons besef dit. 'n wonderlike hoofstuk wat vir ons voorlê. Maar dit was nodig dat ons hier by die dal van Romeine 7 moes kom en besef, as gelowiges het ons 'n stryd met die sonde. Ons moet dit erken, ons moet dit bely en ons moet aangaan. En ons kan dit doen, want in Christus is daar vergifnis.
En daarom dan is dit wat 'n laagtepunt is, die stryd met die sonde, word dit dan eintlik 'n hoogtepunt, omdat vers 25 in Romeine 7 is, waar wie is ons redder, wie is ons verlosser? Christus Jesus, ons Here. Daarom dank ons dan God vir Romeine 7:25. En daarom dan, geliefdes, weet ons dit. Die redding wat daar vir ons is 'n praktiese, daadwerklike redding, wat ons nie uitlewer aan die sonde van hierdie wêreld nie, al het ons nog in hierdie liggame van ons die oorblyfsels van sonde. Ons het dit nog. Maar die werklikheid is dat Christus het die sonde oorwin. En daarom is daar vir ons oorwinning moontlik. Maar dit vra van ons dan die besef van die sonde, die belydenis van die sonde, die wegdraai van die sonde, sodat ons dan in daardie mate 'n oorwinning kan vier, die oorwinning van heiligmaking, om meer en meer soos Jesus te word. Daardie rede waarvoor ons hier op aarde gelos is. Om vir die wêreld te wys, kyk hoe lyk die gelowige in Christus Jesus. Kyk hoe verskil hy van die ongelowige. Kyk hoe verskil hy. Hy lyk anders. Hy tree anders op, hy doen anders. Hy's anders, omdat hy 'n gelowige in Christus Jesus is. Mag die Here vir ons genade skenk om hierdie te verstaan en dit dan toe te pas. Ons Hemelse Vader, ons kom saam met Paulus en ons bely, Here, ons is nog nie wat ons graag wil wees nie, en wat U ons geskep het om te wees nie. Ons wil die gehoorsaam, ons wil die goeie doen, ons wil heilig leef, maar ons besef dat ons nog soms met die sonde in ons liggame te doen het, en wat in stryd is met ons gees, en dan ook soms die oorwinning behaal. Help ons, Here, om die stryd te voer, om te besef, dit is 'n oorlog, en dit aktief teens te staan. En dit aktief, Here, U woord en die gees te gebruik daarin, want dit is die wapen wat U vir ons gegee het. Ons wil dit nie verskoon nie, ons wil dit nie verberg nie, ons wil dit nie as normaal aanvaar nie. Ons, Here, wil die sonde oorwin, omdat ons die sonde haat, en omdat ons heiligheid, U heiligheid liefhet. Daarom vra ons, heilig ons, Here, werk deur U Heilige Gees, en U heilige woord in ons. Maak ons gewetens sensitief. En leer ons om ons sonde vinnig te erken, dit te bely en daarvan weg te draai. En geef ons die krag om net te sê, nee vir die sonde en ja vir heiligheid. Here, ons dank U dat U nog nie met ons klaar is nie, dat U nog steeds in ons werk en nog steeds aanhou werk tot en met die dag van ons sterwe. En dat ons dan ewig saam met U gaan wees, waar dit nie meer nodig sal wees nie. Ons dank U dat die stryd wat ons onsself ervaar, ons nie hoef te laat wanhoop nie, want ons behoort aan U. Ons is gered, ons is met U versoen. U het vir ons die Gees gegee, gee ons die woord. Ons het die wapens om te veg en help ons dan om dit te doen. Mag ons dan voortdurend lewe in die gees van Romeine 7:25. Ek dank God dat daar oorwinning is in Jesus Christus ons Here. Ons dank U vir die redding, Here. Hoe kan ons U ooit genoeg bedank vir die redding? Mag dit die werklikheid wees van elkeen wat hier teenwoordig is, wat hierdie woorde hoor. Here, in Christus Jesus is ons gered. Ons is geregverdig. Ons het nou die vermoë om die sonde teen te staan. Ons wil die oorlog veg. Laat ons dit veg en laat ons oorwinning behaal in Christus Jesus. Help ons dan, Here, om te bly staan tot en met daardie dag, wanneer hierdie stryd verby sal wees, wanneer ons nie meer met die sonde sal worstel nie, wanneer ons totaal heilig voor U sal staan,
En ons gebed is, Here, tot en met daardie dag, heilig ons, bewaar ons in Christus. Hou ons naby aan U. Hou ons naby aan U. En gee vir ons volharding in die stryd. En gee vir ons bo alles 'n heilige liefde vir U heilige waarheid. En maak ons al hoe meer gelykvormig aan Christus. En ons kan hierdie gebed alleenlik bid, omdat Hy ons redder is. Alleenlik daarom. En daarom kan ons dit alleenlik in sy naam bid en vra. Wees ons genadige Vader. En maak ons sterk in U waarheid, sodat ons die oorlog teen die bose kan voer. En dat daar oorwinning vir ons kan wees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou afsluit met die wydingslied, 'n lied van toewyding.